geval. Hierdie wil ons vanmôre by mekaar is, Here, mekaar om die woord te verkondig. Here, wees U die naprediker. Here, waar die woord uitgaan, dat hierdie woord op saad sal val, waar het sal opbrengs sal lewer. En ons bid dit nie, ons verdien nie, maar enkel uit U heilige naam. Amen. Vanmôre wil ek praat oor jou Isak. Ek wil praat oor Genesis 22. Maar voor ek daarby kom ons reverse net 'n bietjie terug. Ek wil net so 'n bietjie meer agtergrond gee oor Abraham en Isak. Laat my net toe vir 'n paar minute. God sê vir Abraham, kom uit jou huis, kom uit jou familie, kom na die plek toe wat ek jou sal aanwys. Ek sal seën die wat jou seën, ek sal vervloek die wat jou vervloek. Op 'n stadium het hy en Lot soveel bymekaar gemaak, dat hulle beklei oor weiding. Toe sê Lot vir hom, en hy sê Abraham, en so Lot, as jy links gaan, gaan ek regs. As jy regs gaan, gaan ek links. En hy kies hierdie gedeelte waar die watervalle is, en die groen weiding is, en alles is. Hy sê, Here, ek weet U is met my, al is hierdie grond droog. U is met my. En die Here sê vir hom op stadium, vat 'n handvol sand, kan jy dit, as jy dit gooi, kan jy dit tel? Hy sê, nee, dit is te veel. Hy sê, so gaan ek jou nageslag maak. Die Here maak hom 'n belofte op 70. In die geloof, wat hulle gehad het in daai jare, as jou vrou nie vir jou kind kan gee in 10 jaar se tyd nie, dan het jy die reg om by 'n byvrou 'n kind te kan hê. Sarah kom by Abraham en sê, luister, gaan in by ons slavin en wek by haar 'n kind. En hy dink toe, nee, al die groen ligte is aan, kom ons gaan vir goud. Maar dit was nooit God se wil dat Ismael gebore moes word nie. Toe die kind groter word en ouer word, was daar net al hoe groter en groter probleme, maar dit was 'n probleem wat hy op homself gehaal het. Dit was nooit God se wil, daai swangerskap nie. Op die ouderdom van Sarah was op daai stadium 90, haar man 99. En die engel van God sê, volgende jaar hierdie tyd gaan jy 'n seun hê. Ek meen, Sarah begin lag. Ek meen, 'n vrou van my jare, hoe kan ek swanger raak? Hoe kan ek 'n kind hê? En ek is seker, hy het by homself gewonder, dalk moet ek nie dalk die wasgoedlyne begin span en 'n kot begin bou vir die baba nie. Want dit is 'n geskenk wat God nou vir my gee. En so word die baba gebore. En hy leer hom alles aangaande die veld wat aangaan, hoe om te jag en alles te doen. En op 'n stadium sê God in Genesis 22, Abraham, vat jou seun, jou enigste seun wat jy werklik lief het. Ek wil jy moet hom vir my offer. Jy moet die hout kloof. Ek sal vir jou die plek aanwys waar jy jou kind moet offer.
Hy het nie 'n oomblik van doubt gehad, wat hy gesê het, hoorie, dalk moet ek my vrou nie eers vir haar vertel nie. Dit was 'n one-on-one gesprek tussen hom en God. Ek is seker as hy daar vir Sarah gesê het, wat sê God het sy haar kind gevat en gesê, hoorie, ek bly nie by jou man nie, en sy die pad gevat. As hy daai jare op WhatsApp, op Twitter, op Instagram, sou hy baie menings, opinies gekry het. Opinie 19 vers 4, opinie 18 vers 3. God het nie belang gestel aan die opinies nie. Hulle het 'n one-on-one gesprek gehad. Daai volgende dag toe hy die hout gekap het, ek kon dink, ek kon die pyn voel wat hy moes deurmaak. Hierdie is nie 'n braaivleisvuur, dit is is die Springbok en die Franse nie. Hy het geweet, hierdie is 'n offer wat ek moet bring. Toe hulle, die volgende oggend, toe vat hy sy esel, diensknegte en sy 2 van hulle, en hy vat sy seentjie Isak. En na die 3de dag, baie belangrik, vir die volgende 2 preke wat in so kom, volgende week en die week daarop, na die 3de dag, toe sien ek van ver af, in die plek waar hy moet offer. Hy vat die hout, hy sit dit op sy seun se rug, en hy die vuur en hy die mes by hom. Op 'n stadium sê sy seentjie vir hom, pa, ons het die hout, ons het die vuur, maar waar's die lamp? As ons gaan offer, moet ons 'n lamp wees. Sy pa sê, God sal self voorsien vir 'n lamp. Toe hy op die berg aankom waar hy die offer moet doen, begin hy die altaar pak. Vat sy seentjie en hy sit hom op die altaar neer. Die oomblik toe hy sy hand uitsteek om sy seentjie sy keel af te sny, toe is daar 'n engel in die hemel met hooflied en eer, wat verwys, dit is Jesus Christus wat homself met hom praat. En sê vir hom, moenie jou hand aan jou kind slaan nie. Want nou weet ek dat jy God lief het bo alles. Amen. Jy het jou eie kind nie teruggehou nie. Nou weet ek dat jy God vrees en dat jy hom lief het. Toe hy so kyk, toe sien hy daar is 'n ring wat vasgehaak is aan sy horings. Hy vat hierdie ring en hy offer dit op in die plek van sy kind. Dankie. En vir die 2de keer praat die engel met hom. Hy sê vir hom, ek sal jou nageslag so maak, soos die sterre in die hemel, soos die sand van die see. Maar ek sal hulle oorvloedig maak. Hulle sal geseënd wees, omdat jy jou kind nie terughou het vir my nie. Amen. Daarna is hy die esel gevat en was terug huis toe. Ek glo hy het op daai stadium met hy 'n storie gehad om vir Sarah te kon vertel. Getuienis. Ek glo hy het 'n storie gehad wat hy kon deel. Maar daar kom 'n tyd in 'n ou se lewe wat God met jou one-on-one praat. Wat dit nie nou tyd is om te deel nie, maar God gee vir jou tyd. Vanmôre sê God, ek stel nie belang in jou Isak nie.
Annelies, ek stel belang in jou, jy is vir my kosbaar. Net nie, ek stel belang in jou. Jy's een van my seuns. God stel nie belang aan jou Ismael of jou Isak nie. Maar tog hierdie mense in hulle lewe Isakke, wat hulle weerhou van God. Dit kan dalk jou werk wees, dit kan dalk jou vrou wees, dit kan heel moontlik jou finansies wees wat jou terughou van God af. Daar is so baie Isakke in mense lewe. Ons praat ek eers van die Ismaels. Baie keer jaag jy aan in jou lewe. God het nooit vir jou gesê, jy moet daai vrou trou, of jy moet daai huis koop, of jy moet dit doen, of jy moet dit doen nie. Agterna, as dinge nie uitwerk nie, dan sê jy, Here, maar hoekom werk dit nie uit nie? Het ons werklik die Here gevra? Of was dit net 'n Ismaeltjie? Ons moet baie seker maak, is dinge van God, of is dit dinge wat ons uit onsself uit doen, uit onsself uit praat? Amen. As ek kyk na Matteus 19, vanaf die 16de vers. Ek kyk na die verhaal van die ryk jong man. Die ryk jong man kom na Jesus, hy sê, Here, wat moet ek doen om U te kan behaag? Die Here sê vir hom, ken jy jou 10 gebooie? En die Here noem dit vir hom so op. Hy sê, Here, ek breek nie, ek nie, doen nie dit nie, ek doen nie dit nie. Alles wat U vir my sê, kom ek van my jong dae af, kom ek alles na. En Jesus het hom innig lief gekry en vir hom gesê, egter kort jy een iets. Gaan jy verkoop al jou besittings, alles wat jy het, en deel dit uit aan die armes. En daar sal vir jou kroon in die hemel weggebêre word. Sal volmaak wees. En hy het bedroef weggestap. En sy besittings was te veel. Sy Isak was te groot in sy lewe. Die dag toe een van my vrae, Chris, kom in die bediening, was daar opofferings wat ek moes gedoen het. Groot opofferings. As ek vandag daaroor spyt, glad nie. As ek dit weer kan doen, sal ek dit weer oordoen. Paar jaar terug, het ek vasgehou by dieselfde verhaal van Abraham. Toe sê ek, God, U dit vir Abraham gedoen, kan U dit vir my doen? Here, ek kom uit my familie, ek kom uit my vriende, ek kom weg van alles. Here, maar ek wil vir U werk. Maar wys my, waar moet ek wees? Die agent het vir ons, ek dink 4-5 plekke gewys, maar die oomblik toe ek sien Valbosstraat 46, toe sê ek vir my vrou, dis die plek waar God my wil hê, dis waar ek wil wees. Ek het so iets soos 12 rand in my beursie. Ek het 6 weke later het ek 30.000 nodig. Ek sê, Here, U wil my gehad het, dankie vir die voorsiening. 3 dae later, toe voorsien God dat ek 30.000 rand in my hand het om die agente te betaal. Toe wonder, toe gee die Here vir ons 'n verdere 70.000 rand. Sou nie glo. Binne 2 jaar betaal ek die huis af, want God is in beheer.
God sê, as ek met jou bou, dan bou jy nie te vergeefs nie, want ek bou saam met jou. Amen. Toe ek hierdie gemeente begin het 3 maande terug, vir die tweede keer. Toe sê ek, Here, ek sê nie seker of ek hierdie plek gaan kry nie. Ek weet nie. Maar Here, ek het 'n plek nodig van bidding. Ek het 'n plek nodig waar daar siele is wat verlore gaan, wat U nodig het. Ek verkoop my slaghuisgoed, toerusting, ek koop die eerste 150 stoele en ek begin 'n gemeente. En die Here het net begin bou. Want ek was bereid om my Isak te los. Amen. Ek sê, Here, ek gaan U volg. Maak nie saak wat gebeur nie. Amen. Ek wil nie vandag praat oor my Isak nie. Dinge wat seer gemaak het. Maar ek was bereid om te sê, Here, ek gaan U volg, maak nie saak wat nie. Vanmôre staan baie mense met Isakke in hulle lewens, wat sê, ek wederom, as ek kyk in Matteus 18, Matteus 8, by die 18de vers, en hierdie man kom na Jesus toe, hy sê, Here, ek wil U volg, wat moet ek doen? Hy sê, Here, maar laat my net eers toe, dat ek my pa gaan begrawe. Wat sê Jesus vir hom? Laat die dooies mekaar begrawe. Toe sê 'n ander ou, Here, ek wil U volg, ek wil U dien, maar Here, laat my net toe, dat ek net my familie gaan groet. En Here sê vir hom, die seun van die mens het nie klip om sy kop neer te lê. Maar die voëls van die hemel het neste. As jy my wil volg, moet jy my kan volg. Hy sê, maar as jy jou hand eenmaal aan die ploeg geslaan het en jy draai terug, is jy nie geskik vir die koninkryk van God nie. God is baie ernstig oor disipelskap, oor volgelinge. Ons moet God volg onvoorwaardelik. Amen. Maar ek kan myself indink as pa, of ek was nooit werklik 'n pa nie, stiefpa, hoe dit sou wees, as ek van Elisabeth gesê het, hoorie, die Here het met my gepraat, ek moet Marshall of met John Pierre offer. Voel my daar was 'n huwelik. Sy het vir my gesê, Tata, laat dit goed gaan. Maar baie keer praat die Here met jou one-on-one. Die beste tyd wanneer Jesus met my praat is 3:00 in die oggend. In my stilte. Maak die Heilige Gees my wakker en sê vir my, Chris, vandag gaan jy hierdie boodskap preek. Maar hierdie gaan 'n opvolg besig, hier gaan 'n opvolg boodskap wees vir die volgende 3 weke. Volgende week preek ek oor bitter water. Ek is seker op daai stadium van die geveg het Abraham geweet wat is bitter water. Maar hy was obedient teenoor God. Hy was Gehoorsaam. Gehoorsaam. En selfs met die houtkamp. As hy besluit het, hy gaan die pyl saamvat, want dit is ligter om te dra. En op die berg is baie hout. Hy kon nou daar gekap het, niemand sou hom gestop het nie.
maar hy sou die seun verloor het. Die bok wat aan sy horings vas was, waar hy gewag het, sou weggekom het. Maar as ons God 110% eerbiedig is, en sê, Here, ek wil U volg met alles wat in my is. Wil ek nie aankleef, ek wil U volg. Dan sal jou uiteinde die moeite werd wees. Amen. Maar ons moet bereid wees om te sê, Here, maak my 'n volger. Here, ek wil vir U werk. Ek wil vir U leef. En die Here spreek daai woord aan ons almal. Gaan nie gaan maak disippels van alle mense. Laat hulle bekeer en laat hulle doop. Daar staan nie in die skrif pastore gaan maak disippels nie. Of dominees gaan maak disippels nie. Hy praat van met ons almal. Amen. Die skrif sê die oes is ryp en die arbeiders is min. Hoeveel van jou familie, van jou vriende vertel jy van Jesus? Hoeveel van hulle sê jy, ek het 'n lewende verhouding met die lewendige God? Amen. Ek wil jou by Jesus uitkry. Hoeveel keer bid baie vrouens vir hulle mans? Ek weet dat was baie vir my gebid. Ek het 'n man gehad wat vir my gebid het, ek het 'n vrou gehad vir my gebid het, wat hulle knie deur gebid het vir my nie, om my by die Here uit te kry. Sy sal moet nooit ophou bid nie. Sy sien ons meer van ons. Vanmôre vra God dalk vir ons, wat is jou visie? Wat wil jy vir my offer? So wat ek vir jou doen. Kijk, ek sal enige tyd my skoonmaak opoffer. Grappie. Liefie, ek like jou skoonmaak meer as chocolates, maar ek like hom. As jy sê wat dit vir my het. Ja. Mense, hierdie is 'n goeie boodskap. Ons moet regtig 'n stil tyd maak en sê, Here, wat kan ek vir U doen? Here, as daar iets is tussen my en U, wat 'n skynsmuur tussen my en U maak, Here, breek dit af. Amen. Hoe hartseer is dit as jy afsterwe en jy het nooit by God uitgekom? Ek dink dit moet 'n verskriklike plek wees. Kom ons staan net so 'n oombliekie op. Ons aanbid ons almagtige God, Heilige Vader. Hier is soveel mense wat foute gemaak het in hulle lewe. Hier is soveel mense wat Ismaels het, wat nooit nog moes gewees het in hulle lewens. Daar is soveel mense vandag, Here, wat
'n Isak het, wat sy vrou bo God kies, wat sy werk bo God kies, wat sy huis en sy besittings bo God kies, as ek kyk na die jong ryk man. Here, dis hartseer om te sien hoeveel mense gaan verlore, omdat hulle nooit werklike verhouding met 'n lewende God gehad het. Want dit is sy of haar besittings wat eens in die pad staan tussen hulle en God. Vader, ek het nog nooit in my lewe 'n ventersleepwaandjie agter 'n lijkswa gesien wat besittings aanry nie. En Here, ek dink nie ek gaan dit ooit sien nie. Want Here, wat ons op die aarde los ons. Daar's baie mense wat skatte bymekaar maak en hulle tente en dit dieper inslaan oor God. Maar is te vergeefs. Here, hierdie is net 'n tydelike reis wat ons deurgaan. Ons is hier vir 'n klein rukkie. En dan tree ons in die ewigheid. Here, gaan een van twee plekke wees, of in die ewige hemel, in die glorie van God, of in die ewige hel. Maar Vader, ek bid vandag, Here, dat in hierdie kerk nie een siel sal verlore gaan nie. Amen. Want Here, dit is so kosbaar om siele te wen vir U. Vader, ek loof en ek prys en ek dank U. Vir elke persoon in hierdie gemeente. Dit is my so kosbaar. Here, ek is 'n sielemens, vir my gaan dit oor siele. Dankie Here dat ek nederig op hierdie preekstoel kan wees en die woord kan verkondig, soos wat U dit wil doen. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen.